vir almal, oud, nee, nie, oues wat al baie gekom het, baie welkom, baie dankie dat julle hier is, baie dankie dat julle vasbyt saam met my en Callie. Ons begin, vir die nuus, ons noem die ding 605, dis om die laatkommers te akkommodeer. Konstante laatkommers, en toe is ons vanmôre laat. Ek loop 'n ou raak 'n paar dae terug, en hy sê vir my, hy daai dag op brief afgekom. 'n E-mail wat ek vir hom gestuur het 16 jaar terug, ek dink is 16 jaar terug. 2010, ja, 16 jaar. Vandag 16 jaar en 4 dae terug het ek vir my e-mail gestuur. Ek sê, en hy vertel my waaroor dit gaan, ek sê, jy moet dit vir my stuur, ek dink ek wil dit iewers gebruik. So ek gaan dit nou lees, en ek dink dit gaan aansluit, ek gaan dit maak aansluit by, want dit is so goed dat ek dit moet lees. Dit is 'n artikel geskryf deur Dana Snyman, ken julle hom? Ja, jy moet maar sy goed lees, is als nonsens, maar is baie goed. Hy skryf hierdie in, hy noem hierdie ding op die toneel, skryf hy van 'n baie ryk ou, Piet sit op sy stoep, nou ek gebruik nie die naam wat hy gebruik nie, genoem nou, is hier 'n Piet hierso? Ek gebruik maar Piet, sit op sy stoep in Mooikloof, dis wat Dana skryf, 2 ontwikkelaars sit saam met hom daar. Hulle het pas rugby gekyk op sy TV rugby gekyk, die Bulle teen die Crusaders. Die Bulle het gewen, so hulle drink Johnny Walker Black uit Ravenscroft kristalglase. In die agterplaas blaf Piet se 2 honde, opregte Siberiese huskies. Hy maak hulle stil, hulle praat oor rugby, en dan onafwendbaar oor die politiek, landsake, oor Zuma en Malema, oor misdaad, beleggings, die JSE, Wall Street en die Nasdaq. Vanaand braai hulle Japaneese Kobe beefstuk, wat sy vrou vir hulle by Corsini's in Brooklyn gekoop het. Soos die aand verder raak die gesprek driftiger. Luister nou mooi, sê Piet vir daai jong manne. Luister julle manne nou baie mooi na my, sê hy vir hulle. Hy vat aan sy tagheuer om sy pols. Nou ek het gister vir personeel vir my gevra, hoe spreek mense dit uit, want die een sê vir my, gaan vir meneer een koop, ek sê nee, ek word nie my geld oor sulke goed nie. Toe sê sy, ja, maar party ons koop vir belegging. Die 2 jong manne bewonder hom, vir hulle is iets soos mengsel tussen Warren Buffett en Donald Trump. Piet was hoofseun van Menlo Park Hoërskool. In die vroeë 80's was hy 3de in die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se wiskunde Olimpiade. Hy het 'n B-krom rekgraad by Tikkies gekoem. Hy het Martinus van Skalkwyk se foonnommer op sy selfoon. Hy het al vir Tokyo se kwalie, Johan Rupert en Maria Ramos vlugtig ontmoet. En teen die muur van sy kroegie hang foto's van hom, saam met Joost, Naas, Kalitnutse, Brimilde van Rensburg en Ricky Roberts, wat ek gaan google het, ek weet nie wie dit is nie. En in die Else Kerry. Die meeste foto's is op golfdag geneem, want Louis is baie lief vir golf. En hy het al Suid-Afrika se 10 topbane gespeel, en hy het die kaarte gehou en geraam, as 'n bewys daarvan. Hy beplan juist weer om vroeg in April 'n tripie af te vat George toe, om op Oubaai, dis nou in die golfbaan, te gaan golf speel. Maar miskien sal hy sommer George toe vlieg. Of dalk besluit sy vrou en die 2 seuns om saam te gaan, en dan gaan hy die quadbikes op die Waantjie laai, en sommer met sy hamer afry George toe. Mense kan net hoop hy die ding al verkoop gekry het in die tyd. Maar hy vermoed sy vrou wil eerder na hulle strandhuis in Bellito toe gaan. En hy het ook 'n huis by die Vaaldam, en dan het hy 'n huis in Woodhill, ook by Silver Lakes het hy een, en 2 woonstelle in Groenpunt in die Kaap, wat hy bloot vir beleggingsdoeleindes gekoop het, hy verhuur dit.
Hy sit met die twee ontwikkelaars gesels oor ontwikkeling op Pretoria Oos, besigheidsontwikkeling. Hulle daai tweeetjies sit elke dag daar, op elke dag se 2 agente, nie daai twee nie. Om van hierdie plekke te verkoop. Die helfte van die eenhede is al verkoop. Die mense koop dit hoofsaaklik vir eiendomsspekulasie. Ding is uitstekend, sê hy. En elke jaar laai Piet sy 2 opregte huskies op 'n slee en dan gaan hy met sy hamer af Swaziland toe om te gaan deelneem aan die Suid-Afrikaanse Federation van Sleddog Sport se kampioenskappe. Hy het ook R3.500 RMB aandele. Hy gaan NG Kerk Moreletta toe. Hy dra diesel denims en hy rook Cohiba sigare. En hy skiet elke jaar 3 kudu's en 2 blou wildebeeste op 'n wildsplaas by Oldies. En hy vang gereeld vis by Dalstroom. En Piet kyk op sy glas, hy kyk oor sy glas Johnny Walker na die 2 ontwikkelaars en hy sê, luister nou mooi na my. Jy kan nie eintlik die prentjie sien. Kyk, hierdie 2 ouens is nou afhanklik van hom en hulle moet daar kuier. Jy kan nou dink toe hulle nou vir hom sê, vir sy vrou sê, vir die hoeveelste keer, my vrou, ek moet by Piet vanaand gaan braai en sy sê, jy moet ontslaa raak van daai vriendskap en hy sê, ek kan nie, want ek is afhanklik van hom. So as jy so ou jou nader kom, raak sommer by voorbaat ontslaaf van die vriendskap. Luister nou mooi na my, sê hy. Hulle laat sak hulle glase en hulle kyk stip na Piet. Kan ek julle een ding sê? Let's not kid ourselves, sê hy. Let's face it. Hierdie land is Moortoe. Totally Moortoe. Nou dit is, die artikel is geskryf in 2019, verskoon die moer, en 2009 geskryf, ek het dit vir my pel gestuur, in 2010. Is baie te sê hieroor, ons moet aanpassings maak, vanjaar. As ek nou kon dink, dan sou ek vir Piet sê, Piet, weet jy dat al hierdie goed gaan tot niet? Is niks werd. Regtig, niks werd. Johannes 2, 1 Johannes 2 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie die Vader nie, maar sy die wêreld, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar die wil van God, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ek kry 'n e-mail 'n paar dae terug, van iemand wat vir my baie dierbaar is. En die persoon skryf vir my 2 baie kort e-mails. Sy verduidelik dat sy sukkel om dit te skryf. Sy kry omtrent 'n sin geskryf, so swak is sy. En sy is op die einde. Sy sê, now I'm so weak and getting weaker by the day that I can hardly do anything. I have no appetite and 2 or more bites and no more. Dan sê sy, I love Ephesians and I wanted to talk to you about that much rather than my health. God knows how much time we may have and I want to be on His schedule. God bless, be faithful to the end, finish well. Ek weet nie of ek weer met die persoon gaan praat nie. Hier is die 2 kontraste. Hierdie ou praat oor sy goed, maar hy is dom. Hy dink hierdie goed van waarde. Hierdie persoon praat glad nie oor. Want hierdie persoon verstaan, sien alles in konteks. So, die eerste sekondêre punt wat ek wil maak, want ek kom by die belangrike punt, is, ons moet hierdie goed en hierdie lewe in perspektief sien. Die goed wat die meeste van ons tyd en aandag en ons steltenis in beslag neem, is niks, absoluut niks werd nie. En die goed wat, die skades wat ons ly, is tot ons voordeel. Dit tel in ons guns. So, ek kan ook met Piet praat en vir hom sê, luister, vriend, hierdie goed is nie sustainable nie. Maar ek sal versigtig moet wees, want ek is miskien nie op sy level nie. Maar ek maak my ook skuldig aan hierdie goed. Maar terwyl hierdie lot nonsens is wat hy om die besig hou, is ons ook met mates van nonsens besig. Maar terselfdertyd moet ons werk
en moet ons doen. Ons moet werk en ons moet doen. Want Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus tot goeie werke, dat ons daarin kan wandel. Ons is geroepe, almal van ons, om vandag en elke dag hierna, en deur hierdie jaar, en die jare hierna, goeie dinge te doen, konstruktief te bou. En dan sê die woord, en alles wat jy doen dit van harte soos vir die Here. Alles wat jy doen. As jy nie van harte iets kan doen, jy moet dit nie doen nie. Soos vir die Here, elke transaksie, jou boeke, elke inskrywing, is dit reg, is dit eerlik, elke dealing, luister na die fyn stem van die Heilige Gees. Jy moenie verskoning soek nie, want die luiaard sê, Spreuke 26 vers 13, daar's 'n leeu in die pad, 'n leeu op die pleine, dis verskonings, daar's goed in die pad, dis hoekom ek nie die land kan aanpak nie, ons aanpak, die nuwe, ons goed kan aanpak nie, hoekom ek nie my roeping kan leef nie, want dit gaan nie goed in die land nie. Want as jy gaan wag vir goeie tyd, gaan nie kom nie, alhoewel die rand baie goed doen, en goudse pryse ook op. Daar's 'n leeu in die pad, 'n leeu in die pleine, en Prediker 11 sê, wie op die wind, ag jy sal nie saai nie, en wie na die wolke kyk, sal nie maai nie. So, ons moet, nie teenstaande hierdie goed, moet ons opryk. Ons moet. Maar, ons moet nie slordig omgaan met ons talente nie. Ons moet doen, maar ons moet konstruktief doen. 1 Korintiërs 3 sê, niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, en dit is Jesus Christus. Dit is waarop ons bou, maak nie saak wat jy doen nie. Dit is nie net vir predikante geskryf hier nie. En as iemand op hierdie fondament bou, goud, silwer en kosbare stene, en dit is nie van die goud wat die prys nou so goed is nie, jy praat van kwaliteit, Godgegewe idees, verskil maak, dan sal daar loon wees. Maar as jy bou met hooi en stoppels, soos Piet, gaan dit verbrand word. En die vuur sal elkeen sy werk op die proef stel. Wat ek nou hier gesê het, is eintlik sekondêr tot die punt wat ek wil bykom. En dit is die volgende. Ek kry dit in Samuel 1 vers 9, en die is die ding wat ek wil oordra. Die volk Israel het gesê, hulle soek 'n fisiese koning. Hulle wil 'n man hê wat vir hulle leiding gee. Tot op daai stadium het die Here hulle gelei. Nou sê hulle nee, ons soek 'n man. Samuel spel vir hulle uit. Hy sê, julle moet verstaan, hierdie ouens gaan belasting van jou vra en hy gaan jou troepe oorlog toe stuur. Hulle sê nee, hulle soek 'n leier wat hulle nou opkyk, en eventueel word Saul gekies. En hier is die storie. Samuel gee vir Saul instruksies. En hier is die punt. Hy sê vir Saul, jy's nou koning. Maar ek wil eerste ding wat ek vir jou wil sê is, maar jy moet eers stil staan. Wat ek wil hê jy moet doen, hierdie wag vir jou oppas. Sê vir hom, hy moet vooruitloop, ek wil met jou alleen praat. Want ek wil hê jy moet die woord van die Here hoor. Staan stil. En hy sê vir hom, jy moet voor my uitgaan na Gilgal toe, en daar moet jy vir my wag vir 7 dae. Want ek gaan kom soontoe, om brandoffers te offer, en dankoffers te slag. Dis toe, is daai konteks. 7 dae moet jy wag. Totdat ek by jou kom, en vir jou sê, wat jy moet doen. En dan sê hy vir hom, terwyl hy daar praat, sê hy vir hom, en julle moet die Here vrees, jy en die mense waaroor jy heers, moet die Here vrees. En jy moet nie wederstredig wees nie, jy moet luister wat die Here vir jou sê, en dan moet jy dit doen. Want as jy dit nie doen, gaan ek my hand teen jou gebruik. Ek dink die Here kan nasty wees. Hy het geen idee nie. My hand sal teen jou wees. En dan sê hy weer vir Saul, hy sê, gaan staan, en luister mooi, en bedink baie mooi wat ek vandag vir jou sê. Maar in daai tydperk, die Midde-Ooste, daar waar al hierdie goed plaasvind, is 'n klein area.
goed gebeur vinnig. In daai tyd, in daai 7 dae, begin die Filistyne teen Israel mobiliseer. En hulle sien die krag van die Filistyne, hulle kom met 3000 strydwaans, 6000 perderuiters, en die voetgangers soos die sand van die see, dit is amper soos Hamas, maar is maar so, selfe, Filistyne en Hamas selfe goed. En toe die manne van Israel dit sien, toe weet hulle is in die nood. En die woord sê, hulle was in die noute gedruk. En dit het die volk laat wegkruip in die spilonke, in die doringbosse, in die rotse, in die grotte en in die kuile. Hulle gaan kruip weg. Nou dis daai tyd. Hulle gaan kruip weg. Nou, ons kruip ook weg vir moeilikheid. Party ons slaap laat, hulle weet dit, jy word vaak, hou jy van slaap, dis 'n manier van wegkruip. En dan jou selfoon is 'n ander manier van wegkruip. Dit verlos jou van al die ellendes. Party ons eet chocolates. Ek glo as jy chocolate in jou mond het, jy geen moeilikheid. Niks. Totdat hy klaar is, dan kom al die moeilikheid terug en as jy die volgende hap insit, no problem. Jy kan nie moeilikheid hê in 'n chocolate in jou mond hê nie. Ek eet nie meer chocolate nie. Nie meer nie. Nie nooit nie, maar nie eintlik meer nie. Daar's ontvlugtinge van die realiteite. Wegkruip in die spilonke, die doringbosse, die rotse, vermaak. Ons moet ontspan, ons moet al die goed doen, maar daar's vorme van ontvlugting. En toe besluit toe Samuel nie, die opdrag was van Samuel, gaan Gilgal toe, wag vir 7 dae, ek kom en ek gaan offer. In daai tyd begin die troepe remoedig raak, hulle dring aan op onmiddellike leierskap van Saul. Hy druk op hom, en hy sê, hy gaan nou self die offer bring. En net toe hy dit doen, toe kom Samuel daar aan en hy vra vir hom, wat het jy nou gedoen? En hier is wat Saul sê. Ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak en van my af weggaan. Ek sien hulle vlug, hulle gaan kruip weg. En toe jy nie op die afgesproke tyd kom nie, en ek sien die Filistyne kom al nader, het ek gedink, ek gaan maar self hierdie offertjie bring. Ek het nie die aangesig van die Here gesoek nie, en daarom het ek besluit, ek gaan myself sterk hou en die brandoffer bring. Dis wat hy sê. En hier is die punt met hierdie jaar wat voor ons lê. As daar een ding is wat ons baie meer moet doen, baie meer moet doen. Inteendeel, dis nie net opsioneel nie. As jy nou vanjaar gaan aanpak met hierdie idees wat jy in jou kop het, en ek vra vir jou aan die einde van die jaar, wat het jy toe uitgerig? Kan jy dalk vir my sê, my bankbalans is groter of selfs kleiner? Maar miskien het jy nie veel uitgerig nie. Daarom moet ons vroeg in die jaar gaan staan. Staan stil, stop nou. En bedink baie mooi. Gaan lê wat jy wil doen vir die Here. Nie net vanjaar se goed nie, alles. Elke ding. Alles. Gaan lê dit maar voor die Here. Vra vir hom. Here, moet ek hierdie dinge doen? Moet ek hierdie ding doen? En die Here het my in 'n kort tydjie in hierdie maand het ek ding voor die Here gelê en ek sê, Here, ek moet by hierdie, jy weet van die back and closure ding en groot skades, en ek het gewonder of ek by die ding selfs in litigasie betrokke moet raak. Maar ek het vir die Here gesê, ek dink ek sal dit doen. En ek het die Here gevra, moet ek dit doen? En die Here het vir my gesê, en ek het nie 'n stem gehoor nie, deur goed wat gebeur het, don't touch it. Moenie gaan nie. Ja, ek is so dankbaar dat ek nie gegaan het nie, maar ek moes hom gevra het. Ek kon my committed en het gedoen het. Ek het die Here gevra en hy het gesê moenie. En so gaan dit met baie goed. So die Here, hier is die punt, die een aanpassing vir vanjaar is dit. Stop, gaan staan. Daar's nie haas nie. Ja, maar ek moet vandag sê ek gaan koop.
jy hoef nie vandag te sê jy gaan koop nie. Ja, maar dan gaan 'n ander ou koop, wel dan is dit 'n goeie teken jy moes nie gekoop het nie. En so is daar honderde voorbeelde. God is nie haastig nie. As hy dit vir jou wil hê, gaan hy dit vir jou gee. Gaan staan stil. Want wat Saul doen, hy vat hierdie ding in eie hand, hy raadpleeg die Here nie en hy sê, ek sal myself sterk hou en ek gaan dit doen. Don't move. En die Here sê, ken my in al jou weë, dan sal ek jou paaie geluid maak. Een aanpassing vir vanjaar. En Callie is so bly, want ek sien al raak vies vir my, want ek kry nie klaar nie. Stop, gaan staan stil, raadpleeg die Here in alles wat jy doen. Dankie vriende, Callie. Dankie Gerard, ek sê ook goeiemôre en lekker om weer die jaar so af te skop en weer by mekaar te wees. Die roete wat ek gevat het, het 3 gedagtes by my ontsluit wat ek graag met julle wil deel. En ironies dan, of ja, vreemd dalk, maar die eerste een is, wat moet jy aanpas? Is jy met die vermoë om te kan aanpas, moet jy bemeester. As jy nie kan aanpas nie, dan is jy in die moeilikheid. En dit is 'n baie spesifieke vermoë. As jy my al gehoor het, sou ek baie keer maklik verwys na sekere intelligensies, wat ek dink vandag meer belangrik is as ander intelligensies, soos byvoorbeeld geestelike intelligensie, die intelligensie van moontlikheid. As jy wil, kan jy dit so beskryf, die mees transformerende intelligensie waaraan die mens is, om van hier na dit toe te gaan, moenie godsdienst dink nie, dis die vermoë van jou brein om te sê, ek's hier, dis nie waar ek wil wees nie, ek wil soontoe gaan, en dan hoe gaan jy daar uitkom? Dis intelligensie. Die ander een was die van die intuïtiewe, om werklik in die oomblik te wees, en nie toe te laat dat tyd vanuit die verlede of die toekoms jou in hierdie oomblik van koers afgooi nie. Want saam met dit kom angs en vrees. Die angs van agter en die vrees van voor, en daar is jou moeilikheid. Die derde een was die van konteks. Dat jy die konteks in die omgewing moet kan lees, ten einde ook te kan oorleef. As jy my hierdie jaar vra, so Callie, is dit jou 3 intelligensies, dan sê ek nie, daar's 'n 4de een. Daar's 'n nuwe een op die horison. En eintlik dalk nie so nuut nie, maar dit is die intelligensie van aanpasbaarheid. Dis 'n vermoë om te kan aanpas. Van julle sal onthou, ek het laas jaar verwys na die belangrikheid van, as jy die nuwe jaar ingaan, jy weet, skryf jou plan, skryf jou doelwitte, daar's genoeg navorsing om te sê dat 'n ou wat net lukraak hardloop met 'n paar nuwejaarsvoornemens, gaan nie so goed afwees as die een wat dit meer doelgerig doen nie, daai vaardigheid, right. Daar's nou ook nuwe navorsing wat dieselfde maar net weer bevestig. Daar was nou weer iets by die Stockholm Universiteit wat dit weer eens onderskryf, dat hulle wat meer doelgerig leef en werk het net eenvoudig 'n beter kans. Maar die intelligensie wat ek nou van praat, die intelligensie van aanpasbaarheid, is 'n meta-intelligensie of 'n meta-vaardigheid. Met ander woorde, wat beteken daai woord meta? Dit beteken dat as ek doelwitte sou stel vir hierdie jaar, doef, 5 van hulle, en ek jaag een in my plek van besigheid, en 'n ander een in my familie, en ek doen nog iets, dan sê hierdie vaardigheid, dat hy speel oor almal, met ander woorde, hy beïnvloed alles wat jy doen, as 'n intelligensie. So in alles wat jy kan doen dan, die vermoë om vinnig te kan aanpas, om vinnig te leer, om 'n lerende mens en organisasie te wees. Hoekom? Want die wêreld waarin ons leef nou, is verskriklik onvoorspelbaar, is dit nie 'n nuwe ding nie, maar dit is baie meer onvoorspelbaar. Het is baie moeilik om presies te weet wat gaan gebeur rondom ons, is dit nie? En dit kom verskriklik vinnig op ons afgespoel, onsekerheid, en dan, wat kan ek maar sê, onstabiliteit. So, genoeg onlangse navorsing om ook te sê dat hy wat, of sy wat meer aanpasbaar is, of daardie besigheid wat hierdie vaardigheid bemeester, het 'n beter kans tot sukses.
Moenie dit beklei nie, verstaan dit net. Hy wat kan aanpas, het 'n beter kans op sukses. So dis eintlik maar die eerste punt wat ek graag wil maak, want geïmpliseer in dit is die vermoë om te kan leer, om te kan aanhou leer, om te kan afleer, om weer te leer. En dis asof mense baie keer net nie goed is daar nie. Ons is gevestig in ons weë, ons het ons goedjies waaraan ons vashou, dit waarvan ons oortuig is. En jy is op 'n planeet wat toelaat dat hierdie enorme klomp goed rondom ons gebeur en jy probeer sin maak van dit. Maar jy is eintlik besig om, kan ek maar sê, agter te raak. En jou besigheid is dalk net te stadig vir dit wat weet nou van jou vereis word. En ek weet dit is bietjie van 'n paradoks, maar dit beteken presies wat Gerard gesê het, dat jy moet in hierdie gejaagdheid van onsekerheid, moet jy kan tyd vat en sê, wow, kom ons reflekteer net oor wat is regtig besig om met ons te gebeur. So as dit kom by lineêre doelwitbereiking, dan is dit soos 'n roetekaart, waar jy hier is, jy wil soontoe gaan op die kaart en jy teken die pad. Jy sê ek gaan soontoe. Daar's my roete. Wat hierdie punt sê is, nee, dis meer as dit. Jy moet leer om te navigeer waar die roete, die pad, gereeld verander. Met ander woorde, soos wat jy gedink het jy gaan deur hierdie jaar, moet jy verstaan dat in hierdie jaar gaan die pad nog 'n paar keer verander vir jou. En jy moet die vermoë hê om te kan aanpas in jou navigasie, om vindingryk vinnig goeie besluite te neem en regte goed te doen en op hierdie manier vorentoe te gaan. As jy dit nie doen nie, gaan jy uit energie uithardloop. Jy gaan in mure vashardloop. Daar's net te veel. So as ek sommer boorlangs so 'n paar wenke kan gee, ek dink is belangrik as 'n ou in hierdie jaar inhardloop en daar's hierdie onstabiliteit, onsekerheid en jy twyfel en jy wonder oor goed. Begin net met die vraag, maar waar is die geleentheid? Nie die somberheid van dit nie, maar waar is die geleentheid? Where's the opportunity? Is hier 'n geleentheid? Dit is altyd 'n goeie plek om te begin. Jy wil jou energievlakke beskerm. Dit beteken jy moet baie bewus wees van wat motiveer jou, wat vat jou energievlakke op, en dan moet jy daai spasies probeer buffer, dat jy meer tyd en meer moeite daar doen. Want die res van hierdie planeet, as jy wil, gaan heeltyd by jou goed wegvat en gaan jou moeg maak. Jy gaan moeg word in 2026. Dis 'n vorm van fiksheid na alle waarskynlikheid. Moenie bang wees vir terugslae en teleurstellings nie. Dit is maar altyd so, is dit nie? Goed gebeur. Ons deel daarmee. Maar daag bietjie van jou vooropgestelde aannames uit. Die goed wat jy van oortuig geraak het, die goed wie jy glo, die goed wie jy mee groot geword het, daag dit bietjie uit. Een van die kunste, dink ek, is om sinvol in die oomblik te kan leef, is om baie keer jou vooropgestelde aannames, met ander woorde, ek het reeds my mind opgemaak, om dit net te parkeer, laat dit net hang, en hoor net wat om jou gebeur, en hoor net wat ander sê, en vat net inset, vat meer inset as jy wil. Skep 'n werksomgewing vir aanpasbaarheid. Ons doen nie dit regtig nie. Mense wat aan jou rapporteer onder jou, moet kan en wil aanpas. En jy moet hulle toelaat om dit te kan doen. Met ander woorde, maak die kommunikasiekanale oop. Laat ouens kom met nuwe idees, laat goed van onderaf in die besigheid opstaan. En dan, ek dink, in jou aanslag tot hierdie jaar lewe, net baie meer proaktief. Antisipeer wat kom. So, weer eens, terug by 'n lerende organisasie, deurlopend. Tyd vir refleksie, time out. As jy voel jy hardloop van spoor af, kry die spul bymekaar en sê, kom ons praat net weer wat is besig om hier te gebeur. Of dit nou jou familie is, jou kinders, saam, of dit jou besigheid is, of die samelewing is, kerk, skool, wat dit ook al is, stop net hierdie bus. En vat bietjie tyd uit. En reflekteer rondom wat werklik besig om te gebeur. Met ander woorde, kry die geraas uit die gesprek uit jou kop uit. Dis die eerste punt. Tweede punt, 2000 jaar na Christus plus, lyk dit vir my, voel dit vir my in my kort lewe vir die eerste keer asof ons die mens onsself gaan vernietig op hierdie planeet. Want dit voel vir my ons kan dit nogal dalk reg kry.
Nie noodwendig in hierdie jaar nie, maar ons is sterk op pad. Dit is net 'n gedagte. En dan ontstaan die vraag in my kop, so moet die planeet iets doen? Of moet God iets doen as jy gelowig daaroor wil dink, né? En dan sou ek vir jou sê, nee, miskien moet jy net iets doen. Anders gaan ons hierdie plek vernietig. Soos ons nou aangaan, gaan ons hierdie plek vernietig. Maak jou ore oop vir wat besig is om nou te gebeur op hierdie planeet. So met dit in gedagte, ons moet inligting, die te veel inligting, die oorvloed van inligting, as ek 'n bietjie moedswillig kan wees, die tyd wat jy spandeer net op jou selfoon, om goed te lees en te hoor, wat nie noodwendig die waarheid is nie, maar dis vorme van inligting, moet jy minder maak. Baie. Radikaal. Dis my tweede punt. Jy moet inligting bestuur. Ek's 'n oud soldaat, so in my soldatewêreld is inligting, is nie inligting nie. Ek kan nie oor die grens gaan en die vyand aanval, as ek nie behoorlike inligting het nie. Daarvoor het ek nodig 'n enorme klomp bronne, wat ek gaan tap, en ek kry stukkies inligting, brokkies inligting. Ek sê nou kategories vir jou, nie al die inligting wat jy kry, is die waarheid nie. Dis net inligting. Maar dis eers wanneer jy dit integreer en by mekaar sit, saam met ander stukkies inligting, wat jy begin om 'n prentjie te vorm nader aan die werklikheid. En uiteindelik word dit verwerkte inligting. En uiteindelik begin jy die beter besluite neem, omdat dit so is. Met ander woorde, in jou soeke na die waarheid, in jou soeke na wat's reg, in jou soeke van wat om te doen, moet jy baie meer moeite doen om die inligting wat op jou afgespoel kom, ek het nie woorde nie, wat jou oorspoel, om dit te filter en uit te haal dit wat nie belangrik is nie. So as ek so 'n bietjie 'n moeswillige metafoor, ek weet nie wie van julle van die Wêreldekonomiese Forum se gesprekke nou gevolg nie. Elon Musk was op die verhoog en hierdie Yuval Harari, die professor by die Jerusalem Universiteit was op die verhoog en hulle praat oor hierdie goed. Die ouens wat AI eintlik namens ons bestuur en dryf is op die verhoog. En as ek nou sommer Harari se metafoor bietjie kan gebruik, die punt wat hy maak is dat die industrie waarin jy is vinniger as wat jou organisasie die vermoë het om by te bly. So dis die begin. En wat dit so maak, is die geweldige impak van AI, met ander woorde, kunsmatige intelligensie, né? En hoe dit net met 'n verskriklike momentum op hierdie planeet hardloop. Die grootste van al hierdie informasie, tegnologie hier, amper revolusies wat ons nou al deur is, en die een met die meeste impak by verre. En ons is in daai tyd, 2026, gaan dit net hardloop. Elon Musk kom op verhoog en hy sê die robotte is op pad. En hulle gaan vinniger by ons wees as wat julle dink. Alraai, die robotte. Terug na Harari toe. Harari sê, ja, maar dink aan AI as not artificial intelligence, but alien intelligence. So it's still AI, but it's not artificial. It's miskien die verkeerde beskrywing. Hy sê hierdie ouens is aliens. Met ander woorde, is werklik. En die agent binne in AI, wat vanaf die platforms lanseer op die planeet, het die vermoë, anders as voorheen, om te kan dink, om te kan goed doen, om besluite te neem. Met ander woorde, dit beïnvloed ons lewe baie meer as wat ons dink. Dis die punt. En al wat ek vir jou sê is, op een of ander manier moet jy dit kan uitfilter, temper, sodat jy nog steeds as mens kan sin maak van wat werklik is en wat saak maak en wat belangrik is. Want almal van ons word beïnvloed deur hierdie agente. As ek die metafoor en baie moedswillig kan bietjie gebruik, as ons om 'n kampvuur sit, dan is hierdie aliens, Harari, is nie goed waar aan die bome rondom aan takke nie. Hulle sit rondom ons in die vuur en hulle praat saam met ons in die vuur.
Dis hoe werklik dit is. En jy sou self ook namens die aliens kom praat. Want jy laat toe dat jou denke en dit wat jy van oortuig is, elke dag beïnvloed word deur intelligensie wat nie noodwendig die waarheid is nie. Verstaan julle? So as ons volgende keer hier by mekaar kom, gaan ons sê, okay, wow, voor ons begin kan al die aliens net eers uitgaan. Of, en ek speel nou net met 'n baie crazy metafoor of beeld. Want wat ons nodig het, is om en hier is die punt, is om die waarheid te koester, die waarheid na te jaag. Wat ons nodig het, is diepere vorme van kritiese, analitiese denke. Wat ons nodig het, is om te kan uitfilter dit wat net geraas is. Wat jy nie langer kan bekostig, is om heeldag op jou selfoon te sit en heeldag, of watter platform jy ook al gebruik, na goed te kyk wat jy nie noodwendig weet of dit waar is of nie waar is nie. Want meeste, nie noodwendig alle nie, meeste informasie is nie waar nie. Dis die probleem. Baie van dit is net nie waar nie. Jy weet dit. Intuïtief weet jy wat ek nou sê is waar. Maar jy laat toe dat dit nie net jou denke beïnvloed nie, maar dat jy ook jou vermoë om sinvol om te gaan met hierdie wêreld, besluite te neem, ook beïnvloed. En so beïnvloed jy baie ander mense om jou, is dit nie? So ek vat nou 'n Kaapse draai om te sê dat ons moet informasie bestuur. En dit beteken jy moet dit na alle waarskynlikheid baie minder maak. As dit nie die waarheid is nie, maak dit minder. Dis die punt. Want dit kry 'n lewe in dit self. En jy moet doelbewus besluit hierdie jaar, ek gaan sekere goed nie meer doen nie. Ek gaan nie meer so baie tyd gee vir dit wat nie noodwendig waar is nie. Diepte. So is my gedagte, so as ek op dit miskien 'n wenk of twee probeer jou lewe leef, dat jy nie meer autoriteit gee aan die aliens nie. Met ander woorde aan kunsmatige intelligensie nie. Dit beteken jy moet 'n selfgerigte mens wees of 'n besigheid skep wat selfgerig is. Dit beteken die mens of die besigheid kan homself regrig. Hy kan 'n beheer bly van die waarheid, van dit wat reg is of goed is of wat jy van oortuig is. Dis werk. Dis wat jy moet doen. Jy moet jou eie storie skryf. Jy het nog altyd die storie geskryf van jou lewe en jy het nog altyd die storie geskryf van hierdie land. Jy's 'n medeskrywer. Jy het nog altyd die storie geskryf van wat op hierdie planeet gebeur, namens. Dis fyn. Maar jy moet in daai rol bly. Jy kan nie toelaat dat die aliens, dat hulle die storie skryf alleen nie. Van julle wat ek probeer sê? Ek hoop dit kom deur. Die algoritmes kaap ons gesprekke, dit weet jy tog. Ek het gisterand weer 'n interessante ding gehad. Ek op YouTube wil ek iets kyk. En nou is dit daar en ek doen iets anders en toe ek weer die YouTube ding oopmaak, daar waar daai recommended videoetjies nou so deurkom van, dis amper al my goed, alles wat daar is, 90% is gekoppel aan die ding wat ek nou gekyk het, né? Met ander woorde, die ongelooflike vermoë via die algoritme om in splitsekondes in my woonkamer vir my te bombardeer met iets waaroor ek navraag gedoen het. En ek word oorspoel met nog en nog en nog. En dis lekker. Maar dis ook die probleem. Want as dit nie die waarheid is nie, hoor julle? Dan wat? Dan wat? En daar's die lem. So ons met die waarheid najaag. Ek dink ek het dit laas jaar ergens op 'n manier probeer sê. Harari gebruik dan 'n ander beeld. Hy sê ons moet op 'n informasie dieet gaan. Met ander woorde, soos wat jy in jou eie persoonlike fisiese lewe op dieet gaan, kos, drink goed, waar jy aanpas, jy vas, jy detox, jy eet minder,
jy eet sekere goed nie meer nie, jy eet beter kos en jy eet ander kos nie meer nie. Moet ons presies dieselfde doen met informasie. Ek hoop hierdie metafoor resoneer met jou. Met ander woorde, jy moet detox, jy moet kan detox, hoor wat Gerard gesê het. Jy moet kan sê, ek eet nie meer van hierdie spyskaart af nie, ek eet nou van hierdie spyskaart af. Dis wat jy moet doen. Jy moet, met ander woorde, jouself oefen, om nie ongesond om te gaan met informasie nie. Want dit is op jou, dit kom van orals af. So die derde punt gaan ek baie kortliks net noem, kos sal seker nou wees. So Kali, dis nou interessant wat jy sê, die intelligensie van aanpasbaarheid is hierdie jaar bo aan die lys. Klink reg? Leer die vaardigheid, pas aan. 2, jy sê ons moet informasie beter bestuur, right? Maar hoe kom ons by die waarheid uit? Waar is die waarheid? Waar is dit? En daar is ons moeilikheid. Histories op die planeet, ek dink, het ons instituute, instellings gehad, organisasies, het sy akademies, het sy kultureel, wat vir ons platforms geskep het, waar ons tot 'n mate daarby uitgekom het. Is dit nie? En ek kan onthou in die Afrikaanse kultuur, as jy wil die Afrikaner kultuur, het ons platforms gehad. Die rapportryers het 'n maandelikse vergadering gehad en dan die ouens bymekaar gekom en die tannies het dieselfde gedoen, ek weet nie wat noem hulle die goed nie. En dan het hulle gepraat oor die belangrike goed in die lewe, het gesoek na iets van die waarheid. Verstaan julle wat ons gedoen het? Ons het baie van dit gehad. En vir baie ander ouens in die Afrikaanse kultuur was daar goed soos die Afrikanerbond of die Broederbond, en daar was hierdie gespreksforums. En tot 'n groot mate het ons tuis gekom in daai gesprekke, het al uitgesien daarna, want dit was asof daar 'n bietjie meer diepte was. Hoekom? Net omdat dit enig soortige mense is wat by mekaar kom en 'n gesprek voer oor iets wat dalk waarde het en dit kan waarde toevoeg. Onthou julle weet waarvan ek nou praat, né? My vraag aan jou is, waar doen ons dit vandag? Of hoe doen ons dit vandag? En ek het vanoggend weer gedink, hoekom doen ek en Gerard hierdie gesprek? Want ek dink ten diepste is dit, behalwe dat ons onsself in ons eie breins bietjie oefen op julle, is die enigste rede hoekom ons dit doen, is omdat ons 'n forum skep waar ons net 'n bietjie kan stop en bietjie dieper asemhaal rondom temas en gesprekke wat ook getuig van eerder die waarheid, diepte, insig, diepere insig. Dis hoekom ons dit doen. En wat ek nou vir jou sê is, as jy nie meer van dit doen nie, soos hierdie, het sy skool, kerk, universiteit, besigheid, organisasie, dan doen jy iets verkeerd. Ons sal moet tyd maak vir gesprek tot. Ek herinner my weer, ek sluit af, aan die ou wat my lewe die meeste beïnvloed het, julle kan gerus eet, Diok, wat begin het met die visa besigheid, min of meer 55 jaar gelede, meer as 55 jaar gelede, en die grootste besigheid nog ooit, dink ek, op die planeet gebou het, in 'n tyd toe die wêreld nie reg was vir dit nie. En in daai tyd skep hy die konsep wat hy genoem het chaotic organizations. Met ander woorde, dis die interspel, die fyn interspel tussen sogenaamde orde, onthou hierdie is nou vanuit die 1960s, 70s, né? Orde, maar binne die konteks van chaos. So in daai tyd het die ook al verstaan, wat ons nou eers begin verstaan, dat hierdie wêreld word primêr gedefinieer vanuit chaos en nie noodwendig orde nie. Ons het 'n beheptheid met orde, omdat ons bang is vir die chaos. Met ander woorde, ons weet nie om te speel daar waar dit wild is nie. Ons wil dit mak maak, maar jy gaan dit nie mak maak nie. En nou kom AI as 'n voorbeeld en wys vir ons, maar jy gaan dit nie mak maak nie. Jy het geen beheer oor wat nou in hierdie wêreld gebeur nie. Maar jy moet dit kan bestuur, jy moet daarmee kan hardloop. En toe het die ook gesê, 55 jaar gelede, as jy 'n besigheid, 'n organisasie wil hê en jy wil hom sinvol bestuur, dan fokus jy primêr op die volgende P-woorde. Purpose, nommer 1. Met ander woorde, die hoër doel. Nie regtig Afrikaanse woord vir dit nie, maar jy verstaan wat ek bedoel, purpose. Met ander woorde, hoekom bestaan ons? Wie is ons? Hoekom bestaan ons? Wie is ek? Hoekom doen ek wat ek doen? En dan kom beginsels, principles.
En dan kom mense, people. En dan kom konsep. Met konsep het hy bedoel denkraamwerke, denkmodelle. En dan eers daarna kom stelsels, sisteme en strukture en al die goed. Ons het presies al daai goed agterste voor. Ons is so moeg aan die einde van 'n maand om ons stelsels en sisteme te bestuur en uit te sorteer en strukture te skep om almal in te pas en gelukkig hou, dat ons nie 'n enkele minuut gepraat het oor die diepere betekenis van lewe en besigheid, die diepere betekenis van die beginsels agter dit en die diepere verstaan van die oortuiginge, die geloofsgoed wat ons aan vashou sodat ons 'n sinvolle lewe het, sodat mense betekenis het in die lewe en samelewing. Ons het niks van dit nie. Diock het 55 jaar terug gesê, as jy in jou besigheid nie 2 keer 'n maand vir 3 dae gaan sit met jou mense en praat. Luister nou weer wat ek sê. As jy, hierdie is ou goed, maar hy's nuwe ou goed. As jy 2 keer 'n maand vir 3 dae, 6 dae 'n maand, moet jy kan sit en praat oor die hoër doel van jou besigheid, die beginsels agter dit, die oortuiginge wat jy van oortuig is en die denkrame wat ons nodig het om hierdie wêreld te bestuur en dit beter te maak. En as jy daar jou tyd spandeer, sal al die ander goed baie maklik in plek val. Inteendeel, as jy dit so omdoen, gaan jy 'n klomp van jou stelsels uithaal en ander soek en jy gaan alwaarskynlikheid jou struktuur verander. Jy gaan 'n klomp ander goed doen om jou besigheid beter te maak. Diock was 'n besondere mens, hy's onlangs oorlede, so 2 jaar, 3 jaar terug, 4 jaar terug, 92 jaar oud geword. Maar baie diep en ek gee dit maar vir julle, want ek dink dis nou daai tyd, waar ons baie meer sal met tyd vat en so by mekaar kom en praat vir diepere insig, diepere gesprek, diepe oortuiging, waarheid. En die aliens temper, want hulle is op pad en op hulle hakke kom die klein robotjies wat 'n baie klomp take by ons gaan oorvat vorentoe. Maar dit beteken nie jy gaan nie 'n werk hê nie of jou werk gaan nie verander nie. Dit beteken nie daar's nie vir ons nog geleentheid op die planeet nie. Ek dink nie ons moet te bang wees vir goed nie. So terloops, nou gaan ek oor my tyd, maar ek sal dit vinnig sê. Ek het 1 keer in my lewe in 'n besigheid, in 25 jaar, 'n besigheid gefasiliteer wat in die, wat Diock geïmpliseer het. Met ander woorde, meer tyd vir gesprek toegelaat het. 'n Diepere gesprek rondom betekenis. En die voertuig was die van dialoog, ons het dit daai tyd dialoog genoem. En dit begin by Imponeng Myn, 'n verkoopskag in Anglo-Gold Ashanti. En hulle het in min tyd, deur net een ding anders te doen, anders te praat, met mekaar te praat, diepere gesprekke van betekenis, het hulle van 750 kg goud na 1500 toe gegaan. Is groot, is meer as 50%. En later het al 8 skagte van die Suid-Afrikaanse divisie het hulle produksie met 22% verbeter, almal bymekaar gegooi. En het net een ding anders gedoen in daai tyd, omdat die leier dit toegelaat het. Hulle het gesprek gevoer rondom betekenis. Gesprek rondom purpose, beginsels, Diock. Beginsels, purpose en denkraamwerke geskuif. En hulle het dit gedoen, 36,000 mense organisasie, maar hulle het dit gedoen 1,5 dae van die maand, min of meer, effektief. Tussenin ook, maar daar was gededikeerd 'n dag en 'n half in 'n maand om dit te doen. As ek vir enige van julle sê, 'n uur kan by mekaar kry en voer 'n bietjie gesprek rondom purpose, sinvolheid, jy werk by universiteit. Kyk bietjie of jy by die universiteit dit kan regkry, dat hulle vir 1 keer 'n maand 'n gesprek voer rondom rede, betekenis, sin. Verstaan jy wat ek sê? Beginsels. En dan sal hulle vir jou sê wat, nee, ons kan nie. Ons is te besig. Waarmee is julle besig? Sou Diock vir jou vra. Waarmee is ons so besig dat ons nie meer 'n vuur kan maak? En praat vir wysheid, as dit sin maak wat ek sê. Jammer, ek het 'n bietjie oor die tyd gaan. Geniet die ete. Vir my en Gerard is hierdie 1 keer 'n maand lekker, want ons doen dit net vir die lekker. Tot ek begin voorberei en dan vra ek myself, hoekom het ons hierdie onderwerp gekies?
En dan klik ek nou weer vanoggend, is elke keer Gerard wat die verkeerde onderwerp kies. Om dit vir ons net ekstra moeilik te maak. Alright. Maar Callie se 3 puntjies is, en ek vat dit vir myself hierdie keer, baie sterk. Oefen, word vaardig om te kan aanpas. Hierdie planeet gaan onder jou uithardloop, verskriklik. 2, bestuur informasie. Okay? Hou maar nie metafoortjie vas, die aliens is tussen ons en die robot is op pad. Alright? So jy moet hierdie ouetjies onder beheer hou. En jy doen dit. Ander ouens gaan dit nie vir jou doen nie. Ek sê nou vir jou. Niemand gaan dit vir jou doen nie. Nie die kerk nie, nie die skool nie, nie die universiteit nie. Jy moet dit self bestuur. En 3, skep platforms vir diepere gesprek na betekenis. Want ek dink nie ons het dit meer nie. En as jy dit het, koester dit. Hoop dit maak sin. Ja, okay. Maar baie sterkte, dankie.